Welkom dames en here by die heel eerste episode van F1 in Afrikaans waar ek en my vriend gesels alles F1 slegs in Afrikaans. Hier en daar ons 'n paar Engelse woorde ingooi net vir omdat ons moet en omdat ons wil en eenvoudig net om by te pas by elke ander persoon daar buite. Obviously dit bly pretty cool. My vriend Chicken Wing, ons is nou al geruime tyd vriende en ons is F1 mal, so ek dink obviously hierdie is much needed. Die tyd wanneer ons besluit het om op te kom met hierdie, ons is nou al 'n paar races agter, maar ek dink dit gaan nog steeds pretty cool wees. Chicken Wing, gaan met jou meneer? Goed, kan nie kla nie. Die seisoen sover was vir my, ek sou sê nie 'n letdown nie, maar ek dink McLaren begin nou op te gaan met die ranks en ek dink nou van nou af gaan ons net sien hoe Red Bull McLaren mekaar gaan challenge vir die championship die einde van die jaar. Ja, ek dink obviously ons nou al 'n paar races gesien, obviously Max Verstappen wat highly incredible driver is. Ek meen sy performance al oor die afgelope 3 seasons, ek meen dit is net fenomenaal om te dink in 2020 vanaf in fact 2021 toe hy sy eerste wêreldkampioenskap gewen het, is hy net ek meen iets in besonder en om te sien dat McLaren weet van 'n span wat essentially amper niks beteken het in 2021-22 nou opgeklim het in die rankings op challenging vir podium spots. Ek meen Lando Norris hierdie naweek 'n P2, Miami 'n P1 dude. Dit is net buite hierdie wêreld ou. Dis besonder. Ja, ek moet vir jou sê Miami was 'n baie interessante reis. Met Magnussen en ja, Magnussen veral want ek dink hy het 'n baie swak reis gehad. Nie net dit het sy reputation lelik seer gemaak want ek dink is nog 2 of 3 lisensiepunte dan kry raceban. Yes. Maar as jy raceban kry, val dit nie net onder F1 nie. So as jy nou maar hy perform die res van die jaar goed en volgende jaar gaan hy iets anders try, dan kan hy nog steeds 'n raceban kry whatever hy doen. So dis nogals interessant en dan obviously die naweek wat verby is, ek het nie gedink McLaren sal so sterk wees nie, as gevolg van die baan wat baie downforce is. Ferrari baie gesukkel, veral Carlos Sainz, maar ja, ek dink Perez moet nou sy sokkies optrek. Dit is nou transfer window, so Christian Horner is besig om al klaar te kyk wat sy opsies vir volgende jaar. Dis also interessant dat jy Ferrari opbring, sien dat ek het bietjie gaan kyk na goed soos op die paddock wise die nuwe parte wat hulle ingebring het en supposedly volgens paddock wise het hulle gesê dat Ferrari 3 verskillende nuwe parte en dit is asof dit net nie uitgepan het nie. Dink jy dis 'n case dat ons dalk nou kyk na Adrian Newey wat dalk gaan inkom, miskien Ferrari 'n beter span kan maak, dalk 'n kampioenskap, kampioenskap span. Ek meen dis honestly so much needed, weet soos ek is 'n Italiaaner en 'n baie groot Ferrari fan ook as wel, weet ons sit met elke reis in en uit, dis soos hierdie great hope, yes Ferrari en dan all of a sudden kyk jy na 'n span soos McLaren wat hulle uit die water uitskop 3-4 sekondes voor in 'n reis en ek meen in qualifying man, dit is in qualifying hardloop 3 tot 4 tenths bo Ferrari met 'n 2 tot 3 nuwe parte wat nou ingekom het vir Imola. Ek meen dit is weird om te dink van Australië af Carlos Sainz versus Imola nou is net, ek weet nie, dit blow my mind. Dit is nie vir my, I don't know. Adrian Newey, wat dink ons? Ja, nee, maybe kom hy in. Ek het vandag actually op die nuus gesien Hamilton sê die Mercedes is nowhere op die oomblik nie. Hulle weet nie wat aangaan, hulle het nie solutions nie. Maar ek sal sê dat Adrian Newey gaan of Ferrari of hy gaan 'n projek
vat wat like hy nog nooit gedoen het nie. So ek miskien soos McLaren, ek meen hy was al daar toe Hamilton by McLaren was en so hy weet die structures van die span en hy het nog goeie relationships verhoudinge met die mense by McLaren. Maar terselfde tyd te sê ek weet nie wat om te sê van Ferrari ou. Dit is asof hulle net 'n kar wil maak of dit mooi is. Ek meen die binnegoed werk nie. Hulle bring al hierdie packages en dit werk net nie. So ek weet nie wat hulle gaan doen met die want die volgende wat drie bane is almal downforce bane. So ja, dit gaan maar ek meen Imola is 'n full out downforce track. Ek meen dit is ja. Ja, nou obviously ons kyk nou na Monaco vir volgende naweek as wel. Ek het obviously nou baie high hopes vir 'n span soos Ferrari nie. Iemand wat Ferrari was nog altyd een van die topspanne gewees en dis asof hulle net in die water geval het en dis ook iets wat ek wil by uitkom. Ek meen Ferrari Dis management, ou. Management, ja, absolutely man. Soos Fred was weer, dit is hoekom ek ook vir jou gevra het, dink ons, ek en jy as twee palle, obviously jy is 'n baie groot Red Bull fan en ek is 'n Ferrari fan, maar as ons nou neutraal moet wees vir alles, dink ons dat Fred Vasseur het die regte besluit gemaak om iemand soos Lewis Hamilton in te bring en vir Carlos die boot gee? Ek sou vir Carlos laat gaan het, definitief. Nie Hamilton nie. Want die ding is Hamilton en Leclerc gaan beklei. Hulle altyd wil nommer 1 wees. Dit gaan dieselfde situasie wees met Rosberg en Hamilton. Hulle gaan mekaar een of ander tyd uitvat op die trek. So my opinie, as ek nou frankly 'n Vasseur was, sou ek iemand soos Bottas gekies het om Leclerc te support. Maar Hamilton obviously bring baie sponsors, borge, hulle bring obviously sy naam dis Hamilton. Dit is massive. So, maar ek dink Hamilton doen dit net om vir almal te wys, kykie, ek gaan Schumacher se rekord breek in 'n Ferrari. Ja, dit is ek weet nie, dit is my moeilik om te sê dat ek weet hy bring borge in, which is obviously phenomenal. Vir 'n sponsor Ferrari, maar ek meen daai borge vir my persoonlik, as 'n mens sou sê in detail, hy bring die borge in, maar daar is 'n cost cap. En die cost cap gaan eenvoudig maar net besluit wie wat waar en wanneer. En ek weet hens hoekom ek sê ook, weet volgens social media die goed wat ons al wat ek nou al gelees het in die afgelope ek wil vir jou sê sinds Adrian Newey besluit het, weet hy waai by Red Bull. Die goed wat ek nou al gelees het, volgens hom volg hy Lewis Hamilton omdat hy 'n baie groot fan van hom is. Daar is sprake op die paddock dat Adrian Newey nou al klaar besluit het dat Ferrari dalk die volgende venture kan wees vir hom. Which is not the worst. Ek is actually quite happy daaroor as ek kan sien. Ek meen wat hy met jou span gedoen het, iemand soos Red Bull wat ek meen almal uit die water uitslaan. Ek het actually, ek moet vir jou sê, ek het die hele Imola gereis gekyk en ek het op 'n stadium gedink, yes, Lando Norris gaan dit vir Verstappen kan inhaal somewhere along the line. Ek meen second to last lap. So close man. Soos like within ek dink is 5/10 of a second. Ek dink hy was daar rond gewees. En dit is asof Verstappen, daai kar is net dis out of this world man. Dit is iets Weet jy wat, Tom? Max het die Nuremberg 24-hour die naweek gedoen op simracing. Hy het 12 uur die nag of 1 uur die nag gaan slaap. Yes. Nou, dink gou moeg moet jy wees na qualifying en jy doen nog simracing. Like en dan staan jy vroeg op en dan wen jy die Sondag. Ek meen daai ou is net next level. Hy remind my so aan Senna en Michael Schumacher.
Hulle 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 sit so baie tyd in hulle motorsport. Ek meen dis hoekom by my opinies, dis hoekom Verstappen so goed is maar omdat hy sim racing love en dit gee vir hom tyd om op daai baan te oefen al is hy nie by die trekkie. En baie drywers wil nie dit doen nie, maar op die oomblik, ek meen ons is nou nie in die tyd wat alles AI gaan. Ja, Ek fair enough. meen Fair enough. ja, Ja. so ja, ek Norris vir my ook. Hy is 'n fenominale drywer. Dink hy partytjie net bietjie te veel, maar ja, maar daai twee drywers vir my op die oomblik, dis number 1 en number 2 en ja. Nou, ek weet jou, dit is soos ek sê, dit is my fenomenaal om te sien soos wat daar aangaan. Ek gaan ongelukkig die volgende moet opbring wat ek reken baie mense gaan sad maak, maar 2021 Mercedes versus Red Bull, obviously 'n rowwe season, mekaar uitgehaal in Monza. Again volgens weet ek praat hierso van die goed wat ek al gelees het, weet of dit nou waar is en ons het nou nog nie kon sien nie. Weet volgens Paddock is dit ook dat Mercedes het ook nuwe parte ingebring vir Imola, especially vir Imola, en dit is ook asof hulle net nie kan deel wees van die top ouens nie. Ek meen dit is unreal om te sien waar iemand soos Lando Norris se McLaren, ek meen dit is 'n David en Goliath storie. Dit is onreal om te sien, maar Mercedes, ek dink daar's baie mense wat op die oomblik vir Toto Wolff gaan sê, luister, dit is dalk nou maar tyd om te, different ventures. Ek sal sê, dis dit kyk jy rugby? Elke nou en dan, dude. Ek gaan met jou eerlik wees, jy weet ek's 'n sokker fan, dude, ek's 'n groot Man City fan. Ja, okay. Weet jy hoekom sukkel Mercedes? Want hulle het al die jare nie aan die toekoms gedink nie. Hulle het nou hier gedink, okay, ons gaan die kar so bou, ons gaan dit doen, ons gaan dat doen. Man, elke 5 jaar verander die relegations van F1, né? Yes. So ek meen Toto Wolff en Mercedes en Hamilton was so obsessed dat hy moet die championship vat in 2021 om Schumi se rekord te breek, né? Hulle het nie daai tyd, ek sal nie sê hulle het al begin beplan op hulle kar vir 2022 nie. Maar dit is asof daar niks, die kar was lelik. Ek meen dit lyk of dit iemand het, dis is 'n shell. Is net iemand het 'n shell oorgebly. Daar was die design was aaklig. Ek meen ons het nog daar toe Survive gekyk. Toe sê Max nog, yes, maar julle kar is nie so mooi nie. Toe sê Hamilton nog, maar die engine is vinnig. Dus toe lag Max. So nee, ek ek hou nie baie van Toto se manier van management ookie. Ek dink hy is bietjie van 'n diktator, so sê, agter die skerms. Wel yet again Duitsland se mense sê die vriendelikste mense nie. So ja, ek is eerlik met jou, ek sugarcoat dit nie. Dis hoekom ek vir jou sê, ek meen daar sal mense wat nou die technical team van Mercedes Ferrari toe is. Ek dink in elk geval Mercedes, ek dink
ek dink hulle gaan goed doen 2026 want hulle is regtig nou weer op die oomblik en hulle begin al te fokus op daai volgende seisoen en die seisoen dan al wanneer die relegations verander. Want op die oomblik dink ek Mercedes se verhouding met Hamilton is klaar weg. Like hy sê nou net die span sleg die hele tyd. So ek dink Toto en Hamilton se verhouding is besig is like daar's nie meer daai band wat hulle gehad het nie. Ja, ek dink ook weet iemand soos Lewis Hamilton het op die oomblik soos 'n big head mentality gekry. Weet sign vir Ferrari, weet ry in die weet in die team waar Michael Schumacher gery het en al dat. Ek dink dis nou 'n tipe van 'n big head mentality. Is nie regtig gefokus op hierdie season in spesifiek nie, maar soos hy is weet klaar reg vir volgende season, hopes and dreams dat hy weet Michael Schumacher se rekord kan breek. Ek dink dit is vir my persoonlik is daai move van weet Ferrari vir Hamilton was vir my heeltemal verkeerd geweest. Ek meen om vir Carlos Sainz eenvoudig net die boete gee te sê hey hoor so go your own way, weet hopelik kry jy 'n seat iewers, wara. Dit is my soort van bietjie Backstabbing. ja, weet klein bietjie man, want ek meen dit is my unacceptable ook iemand soos Carlos Sainz wat ek meen hy's veel jonger as iemand soos Hamilton. Hy het nog baie improving wat hy kan doen wat unreal is. Ek vat iemand soos byvoorbeeld Yuki Tsunoda ook as wel. Ek meen op 'n stadium met daai ou meer karre gecrash as enigiets anderste. Elke hoek en draai was hy was basically vir my soos Nikita Mazepin geweest, weet. Elke draai was 'n heat geweest, you know. En ek dink ek vat Yuki Tsunoda, jy vat dit oor elke naweek so ver in hierdie season wat ons gesien het en hy's 'n fenominale driver. Ja, hulle kar is nog nie op paar waar ek dink dit moet wees nie, seeing dat dit is weet Red Bull se sister team. But ek meen Carlos Sainz man, om hom net eenvoudig te sê jy kry die boot is my kind of unbelievable. En weet vir Lewis Hamilton aanvat net weet straight from the gate. Ek dink persoonlik dit was meer van 'n it was kind of much as a publicity stunt. Ja, 100% soos 'n publicity stunt en dit is vir my dis kind of my bietjie unacceptable. Ek is 'n Ferrari fan. Ek accept dit glad nie. Ek doen nie. Ek gaan eerlik wees. Ja, ek moet vir jou sê ek accept dit ook eintlik nie. Ek dis net so goed jy kom kantoor en jou baas fire jou. Loop in en hy sê vir jou, sorry, daar's nie meer plek vir jou net so om jy kan nog die res van die jaar werk, maar daarna baie jy. Dis ek weet nie. Ja, en dan vind jy uit, okay, maar hulle bring nou die persoon in, ek meen jy gaan kwaad wees. Maar yet again moet jy ook professioneel tree. Ek dink Carlos Sainz gaan Mercedes. Ek dink Carlos Sainz gaan volgende seisoen saam met Bottas definitief ry en dan wanneer hulle nou daai transition maak na Audi. Gaan Hulkenberg mos nou inkom en dan val Bottas weg. So dan dink ek Hulkenberg en Sainz, but yet again Carlos se pa gaan nou vir Ford ry in die Dakar. So Oh wow. ja, ek het 'n feeling obviously when Ford nou ek dink is volgende jaar wat Ford Red Bull join. Gaan Carlos miskien Red Bull toe gaan en Perez vaar. Maar ja, die manier hoe Ferrari dinge doen is vir my bietjie baie unprofessional. Soos die race engineers wat met jou praat terwyl jy in intense moments is. Ek meen jy sal jou trolley verloor as jy nou in 'n battles met Max en jou race engineer op jou strong. Ja, kyk, ek ben hulle het 'n lelike ou boeboe gemaak. Ek dink dit was in 2022 met die Monaco Grand Prix wat hulle vir hom net geskree het, weet stay out en weet hy sê dadelik luister, dit is heeltemal te laat. Soos ek sal klaar in die pit lane nou. Soos nou praat julle om te stay out en ek meen dit het amper vir my essentially vir Charles Leclerc dit essentially
die Monaco Grand Prix verloor, 100% verloor. Ek meen pole position, almal weet Monaco of wel, kom ons sê so vir die mense wat dalk nie so erg into F1 is nog nie en hulle begin nou eers. Ek meen Monaco is 'n track, jy weet dit self waar as jy P1 qualify, is die kans baie groot dat jy gaan P1 eindig op die einde wanneer jy die checkered flag sien. En ek dink ek weet nie Ferrari vind ek moeilik om te sê ek kan nie sien dat hulle binne die volgende sê 2 jaar miskien weer 'n titel kan vat nie. Ek gaan teen myself hier dude. Ek gaan heeltemal teen myself sien dat ek weet Ferrari fan all that. Dit is ek gaan teen myself, maar ek kan nie sien binne die volgende 2 jaar dat hulle enigstens iets gaan vat nie. Ek dink dit gaan impossible wees. Ek sien dat Adrian as hy Ferrari toe gaan die kar gaan mooi wees en hy gaan like sorg dat hy kar Ferrari weer sy naam sit waar hy behoort. Maar ja, ek stem 100% saam met jou. Ek sien nie as Ferrari nie Adrian Newey teken nie, gaan lukkig in 2026 baie. Ek dink nie hy gaan langer, want hy wil 'n world champion wees, dude. En ja, ek weet hoe lank is hy nou by Ferrari en hy kry die regte. So ja, dit is soos wie se goeie voorbeeld. A few moments later. Dit is soos die ou wat vir McLaren gery het. Wat was sy naam? A few minutes later. Dit lyk of jy gaan hoor hierdie jou. Hakkinen. O ja. Ja, Ek meen Hakkinen was ook fenomenaal en hy het 'n goeie kar gehad en dan iewers skielik dan val daai kar net like hy weet nie wat om te doen nie. Ek meen daai rivalry tussen hom en Schumi was vir my een van die beste. Ek het al elke dag het jy so kwaad geraak want Mika het vir Schumi outperform op qualifying en dan kom Schumi net terug en hy wys vir hom okay, maar ek is beter as jy. En ja, op die oomblik try mense nou sê ja, F1 is boring wat Max wen nie dit, maar wees eerlik met my, toe Mercedes so gedominated was Hamilton like number 1 en Rosberg het Hamilton fair and square outperform en een of ander rede het hulle Hamilton bo Rosberg gekies en dis hoekom Rosberg retire. Ek meen ek sal Rosberg nou terugvat. Ek sê nou die dag vir 'n ander ou in die F1 community. Ek sê vir hom imagine Rosberg kom terug met Audi. Imagine dit. Ja, ek meen dis nie die worst option nie. Maybe die return van funny enough dink ek nou dat gehoor sien dat weet dit word Kick Sauber of wat ook al word Audi in 2026 of wat ook al. En ek dink nou dat gaan imagine daar is 'n return van die main man Sebastian Vettel. Vettel terug op die paddock, dude. Ek het daai ou gelief. Hy is fenomenaal. Hy's 'n goeie drywer, hy het common sense. Ja, hy het by Aston Martin het hy 'n bietjie van 'n ja, hy het 'n paar boeboes gemaak daar, soos waaroor baie mense nie happy was nie. Maar dude, imagine al die kry vir Sebastian Vettel, maar dude. Dit ek dink is die beste ding ever. Rarig ek doen. Ek dink ja, maar hy kan ook 'n storyline doen soos wat Alonso gedoen het. Ek meen Alonso is wat 45. Nee, so Alonso is like 42 of something like that, dude. Hy's nog okay, maar wat ek bedoel is Vettel kan ook daai ding wat hy gedoen het. So ek sien Vettel terugkom, soos ek sê, imagine Rosberg kom terug.
Rosberg is nog in sy 30s of laat 30s. Ja, ek dink die technology en alles het nou so advanced geraak en die gesondheids hoe sê mens nou die manier hoe mense nou hulle self conditioning doen soos met rugby en cricket. Ek meen die F1 drywers se lywe is baie meer sterker as wat dit like 20 jaar was of 10 jaar was. Ek meen technology wise het dit soort van bewys ook. Ek het al gesien waar daai ouens deurgaan in terme van oefeninge en ek meen dit is actually belaglik. Daai ding wat hulle soos die neck strengthening doen en al Ja, dude, my nek sou snap. ag dude binne minute my chom. Ek dink soos ek sal nie eens 5 kg kan doen nie, dan sê ek soos like right tap hey dude, ek het genoeg gehad baie. Ek wil daai ding doen wat hulle so draai. Hulle sê daai G-force is heavier. Ja, ek meen ek dink dit was Sergio Perez. Ek kan onthou, ek kon sweer dit was op soos Drive to Survive geweest wat hulle wys hoe hy oefen met die ding wat jy draai en al dat. Sover ek weet dit help met core strength. En hier's die ou het seker 2 keer gedraai toe tappie sweet om dis ek soos like nee, beter jy is ek my vriend. Soos ek dink nie ek sal daai ding een keer kan draai sonder om te kreun en te steen soos ek sal uitpass right there and then. Soos dit is my quite unreal dude. Quite unreal. Ja, nee, ek dink die manier hoe die mense vir F1 drywers vandag fiksheid doen en hoe fiks hulle moet wees en ek meen hulle verloor wat 7 kg, 5 kg reis. Dis nie speletjies nie. Dis 'n goeie workout hè. Dis 'n baie goeie workout. Dis werk soos 'n chom, imagine jy verloor 7 kg of 5 kg in 'n reis ou weet. Dit is eintlik belaglik to be fair. So dis actually mal. Dis crazy. Chicken Wing, ek het vir jou nog so 1 of 2 vragetjies, gaan 'n paar ek wil nie sê 'n paar weird enes ingooi nie, maar ek dink ek gaan moet. Net solely omdat ek moet van 'n ander oogpunt af ook kan hoor sien dat ek voel hartseer om hierdie vrae te vra. Maar ons gaan met die Honey Badger, Daniel Ricciardo. Het hy 'n seat vir volgende jaar? Ja, nee. Nee. So die sprake van Red Bull, dink jy dit was maar ook net talks geweest of dink jy hy sal maar weer in 'n third driver posisie ingaan? Ek dink hy sal reserve gaan want Liam Lawson verdien om F1 'n kans te kry. Ek like hom nie. Ek like jy regtig nie dat jy dit sê nie. Ek love Daniel Ricciardo man, hy's funny. I love hom. Weet hy That's amazing. Ja, maar dis my opinie, bro. Jy het mos nog gesê jy gaan my pas sit. So Nee, ek joke sommer net dit. Nee, dit is my again nou met Imola gister byvoorbeeld weet hy stop 9de eindig dink 12de of 11de. Ja, so dit is ek weet nie, ek's op 'n sad punt man. Dit is net 'n sad punt. Hy's such a goeie lovable mens. Ek love die dude. Hy's regtig vir my soos een van die beste mense op die paddock. Hy's een van die vriendelikste mense op die paddock ook as wel. Ek sal love hom saam met hom te kuier. Ek dink dit moet 'n flippend job wees. Dude, ek sal mal gaan as ek saam met hom kan kuier. Soos ek wil nie weet nie. Ek dink dit sal seker die beste tyd ever wees. Ek sal dit love. Elke oomblik van dit. Ek meen Daniel Ricciardo, ek meen hy's net such a nice mens. Ek love you dude. Volgende question. Again iets wat ek moet vra. En dit sadden my en ek wil die regte antwoorde weet. So, Carlos Sainz. Weet ons nou so 'n bietjie oor hom gepraat. Bietjie gechat. Dink jy dit is 'n case dat hy dalk 'n jaar gaan afvat voordat hy weer 'n nuwe seat kry? Want sprake op die paddock again en ek weet ek gaan dit baie mention. So vir die mense wat hierdie video kyk, sorry as ek wil sê paddock, maar dit is ek sê dit, ek like dit. So sprake op die paddock is dat hy klaar met Toto Wolff gepraat het. According to Toto Wolff, according weet op die paddock itself, het hy 'n meeting gehad met Toto Wolff vir die Mercedes seat. En met die voorlaaste, ek dink dit was na practice 3 by Imola,
het hulle 'n conversation met hom gehad en hulle het hom gevra so het hy al seat vir volgende jaar, is dit al uitgesorteer en het gesê dit kom close, maar is nog nie heeltemal uitgesorteer nie. So is daar 'n kans dat ons dalk 'n Russell Sainz kan sien in 'n Mercedes? Ja, ek dink dis die most logical move wat hy kan doen. Ja, dis die most logical wat hy kan doen. Met Russell wil nommer 1 wees. So ek sal sê Sainz by Mercedes. Mercedes. Ja. Ek is ek snap jy het dit gesê ou. Ek wil net hê hy moet ook 'n seat kan hê. Ek laat vir Sainz ou. Funniest ou. Net so ek sal like om sommer met hom en Daniel Ricciardo soos om een tafel te sit en te eet. Ja, ek dink beide die paddock. So ek love hom saam met Norris, Max. En Danny Rick soos hard te kuier en hy lekker te party. 'n paar brandewyntjies te share. Te sien waantoe Ja. die aand gaan met die lekker kuier en so aan. Ja, maar ek dink hulle as hulle 'n paar koffiefeeste net, my chom. Dan as jy regte mense sien. Next. En hier wil ek hê jy moet die regte antwoorde gee. Chicken wing? Honeste is hierdie podcast nie vir ons nie. Okay. Lance Stroll. Uit. O ja, nee, ek chom. Hy moet ver weg bly van 'n F1 kar op die oomblik. En ons het nou die dag gepraat ons weer so. Dis tyd dat hy gaan. Hy behoort nie in F1 nie. Hy moet maar, ek weet nie, gaan speel golf of iets. Hy behoort nie in F1 nie. Hy vat net iemand se seat en die ding is net chom, sy pa's die owner en ek meen jy nou gaan jy en jy sê vir jou seun, okay, maar ek soek jou nie meer nie. Hou net. One eternity later. Yes. So ja, ek dink Carlos, ek dink daai verhouding gaan 'n moerse knak vat van pa en seun. Ek meen nou gaan jou pa, nou hy fire jou. Maar op die einde van die dag is daai verhouding ook buite die paddock wat like seer gekry het. So ja, ek dink Stroll moet maar ietsie anders gaan doen. Hy kan dit definitief 'n reserve driver wees. Maar ek sien hom nie ek meen ek dink hy vat ook die legacy van Aston Martin bietjie van 'n gat. Dis is hy weet nie waaroor dit gaan nie. Vir my die groot ding is soos byvoorbeeld ou Daddy Stroll. Mr. Sy dink sy naam is Lawrence Stroll. Dit is basically soos om die lapa te skenk by die skool en laat jou kind eers spat rugby speel. En ek persoonlik dink as dit 'n verhouding is wat moet geknak word om die legacy te hou van Aston Martin, dan moet dit geknak word voor die damage rarig te veel word. Ek meen hy het ek weet nie vir my ek het nou die dag toevallig kort storie het ek video's gaan kyk toe in F3 gery het. En hy is soos 'n rocket ship wat net nie daar moet wees nie, dude. Hy ry in mense vas, druk mense van die pad af, jaag hulle in 'n muur in en ek is soos like my chom. Ek meen daar moet tog racecraft wees wat tussen twee ore sit, my guy. Soos wat doen jy? En Daddy Stroll koop die spanne, een na die ander, bou die kar supposedly om net vir hulle om nie hulle self regtig te kan bewys as Lance Stroll nie. Dit is vir my quite ek weet nie, dit is my annoying om te sien. Ek sal like om te sien Aston Martin wat compete. Nou oor die naweek Alonso baie hard probeer. Moes hard probeer en dit is ook asof die kar nie regtig daar is nie en Lance Stroll. Ek meen kyk China tydens 'n safety car
Ry en Daniel Ricciardo en Fast en Ja, daai was ek meen so hulle gee vir Magnussen penalty points, né? Hy het nie so krap gery nie, maar ek meen Lance Stroll ry en Daniel Ricciardo vat nie die blame nie. Onder safety car ek weet en hulle punish hom nie. Hulle het nie eens license points afgetrek nie. So ja, ek like hom niks. Ek dink hy's 'n arrogante mannetjie wat wat net alles uit die kot uitgooi. So ja, dit is my opinie. Wie ek sal in sy plek sit is ek sal miskien iemand soos Gasly of Ocon. So ek by Alonso sit. So ja, dit is maar my opinie. Maar soos ek sê, Stroll moet wegbly asseblief. Doen dit vir my. Doen dit vir die chicken wing en bly weg van enige F1 races af net vir 'n klein Ja, just go. As hy imagine hy moet MotoGP gaan doen. Hy gaan homself so seer maak. Dis nie 'n snaaks nie. Ja, ag dude, ek weet nie, dit is vir my dis vir my soort van insane om te dink. Dit is my baie sad. Weet ek het al iemand gedink miskien moet Daddy Stroll maar sy geld vat en hy moet vir baby Stroll sê hoorie so ons gaan jou vir so 2 seasons op die sideline sit. Jy kan die kar toets want ek vir jou sê jy kan hom toets. Imagine a Carlos Sainz en 'n Aston Martin. Ja, ek dink dit sou ook 'n goeie move wees vir Carlos Sainz. Ja, want ek meen sy pa is 'n legend in motorsport. So ek dink hy sal nie, hy weet waaroor die brand nommer 1 gaan. En nommer 2 wat sal vir hom verwag word. En ja, ek dink daar's actually ook 'n goeie een. So 'n paar goedjies voordat ons hierdie episode van ons afsluit. Obviously ek weet nie of jy gesien het in die nuus nie. Maar Alex Albon multi-year contract nog by Williams. So seat is sy seat is safe. Ek meen Alex Albon vir Williams dink jy nie hy moes al bietjie opgeskuif het na 'n bietjie van 'n sterker span toe. Ek meen hy perform glad nie hy doen goed in Williams. Hy werk verskriklik hard om ek meen as jy gaan kyk na die qualifying ook hy druk vir at least Q3. Ek meen ek weet nie, hy's net goed. Hy's net my fenomenaal. Ek sou gedink het iemand soos Alpine miskien sou hom gegrab het voordat hierdie multi-year contract gesign is. I don't know man. Ek dink nie hy hoort by Williams nie. Honestly, hy het homself soort van bewys in die tyd toe hy vir Red Bull gery het vir die een season, wel die helfte van die season. En ek dink persoonlik 'n span soos Alpine kan ek meen Alpine met 2 Franse drywers in is soos olie en petrol my vriend. Jy gaan om dit te mix is nie die beste opsie nie, So ja. Ja, ek sê dis moeilike een. Ek dink hy sal soos by Alpine sou hy goed ingepas het, maar dis dit. Ek dink hy sal by 'n groot span daai druk sal net te veel wees vir hom. So ja, ek dink hy gaan nog baie goeie goed doen in 'n Williams. Onder die regte leierskap en ja. Nou, dis fair enough. Ek weet nie, dit is my nogal sad om te sien dat hy dat hy soort van stak is by Williams. Ek meen Williams het ook obviously 'n fenomenale legacy, almal weet dit. En
ek weet nie, Albon, ek dink hy behoort net op 'n groter span. Alpine saam met hom, ek dink hy sou podium na podium begin hardloop het, net solely omdat hy beter kar kry, weet dit is alwel, Renault, maar ek dink hy sou soveel beter gedoen het by sterker, beter, harder span, kon beter gery het ook as wel. Williams voel ek hulle weet hulle gaan soort van in die agterste speen suig vir 'n klein bietjie. Dis nie dat hulle baie confidence is nie. Dis asof hulle weet kind of die stekel sê en gaan ry met my Lamborghini rond, maar as jy hom crash, en dis fine. So right, dis volgende naweek weer 'n nuwe enetjie. Ja. Dis my bietjie insane. En dan kom ons by die obviously nie die laaste episode nie, maar by die laaste gedeelte van die episode, en dit is iets waar ek en jy nou al bietjie gechat het, maar obviously ons het dit nou op video nodig vir hierdie episode van ons, maar driver lineups vir die season van 2025. Ons begin by Red Bull. Ek glo vas dat Verstappen gaan bly. My second option vir Red Bull sal wees Daniel Ricciardo. Ek gaan met Daniel Ricciardo. Hy's my dude. Ek love you dude. Hy's net awesome en hy kan beter doen. Hy kan. Ek sou dan weet jy wat, ek gee jou die benefit of the doubt. Dan sit ons vir Danny daar. Fair enough. So ons het Verstappen, Daniel Ricciardo, Red Bull. Ons beweeg oor. Ferrari is al confirmed. Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Ja, wat Okay, obviously chicken winning. Ons het nou vir wat ek sê die volgende Red Bull side. Verstappen, Ricciardo, Ferrari is al confirmed met Charles Leclerc en Hamilton. Ons gaan oor om Mercedes te doen, ons het vir Russell. Ek glo dat ons gaan vir Sainz sien in dit. Which ek hope. Dit sal actually phenomenal wees. Ons gaan oor na McLaren toe. Lando Norris. Ek gaan hou by Oscar Piastri. Hy's ook geteken vir volgende jaar, Tom. So hy's geteken vir volgende jaar, so dis fenomenaal. Ons het ons geset in stone daarso. Ons het wie's volgende man? Alpine, dude. Alpine. Ek is baie konflikte daarso. Ons het nou die dag so 'n bietjie daaroor gechat. Ons het gesê hulle gaan dalk moontlik vir Gasly hou. Wie dink jy sal anders saam met hom in daai seat? Schumacher. Hoekom gooi jy hierdie random naam na my kant toe vir Mick Schumacher? Want Mick ry vir Alpine se hypercar span. So hy is daar. Fair enough. Ons beweeg oor na die Haas F1 team toe. Hulle verloor vir Hülkenberg. Kevin Magnussen bly in. Nee, ek dink Guan Zhou of Han of whatever, ek weet nie hoe sy naam uit te spreek nie. En dan Beerman. Weer Beerman, okay. So ek bedoel dit is alright, dit is nie te bad nie. En die Williams team is dit confirmed Alex Albon, ek dink Valtteri Bottas. Ja, ek dink ook Bottas gaan Williams toe. Sargent, hy's 'n Mazepin op die oomblik met jou. Hy ry baie swak op die oomblik en ek gaan sy seat verloor. Yeah, fair enough. Wie ons oor? Kick Sauber, wat dan obviously soos dit vir Kick Sauber, obviously Hülkenberg gaan daan toe. Ek dink Ocon gaan of Gasly, een van die twee gaan daan toe gaan. Okay, well, dis nie 'n bad shot nie. Dit is okay. Ek meen dit is alright. Dis nie te bad nie. Ek meen obviously long story kort, ons sal nou sien wat gebeur in die drivers market. Ons het nou gesê eintlik maar wie ons wil hê moet gaan waar en wie en hoekom. Ek weet dat jy gaan dan in Ricciardo se plek gaan by die RB team. Liam Lawson? Skryf vir jou, Choma. Ek het hy verdien dit. Ek weet hy doen saam met hulle non-stop. Hy doen sy sim werk. Hy is 24/7 ready as iemand nie kan ry nie. Ek gee dit vir hom. Liam Lawson in daai final seat en
Vir my persoonlik dink ek kort en kragtig. Ons het nog 'n lang season wat voor lê. Paar tricky tracks wat voorkom. Ek noem Monaco is een en Azerbaijan dink ek gaan ook 'n wille trek wees. Aan die einde van die jaar het ons weet Las Vegas en so aan en Austin, Texas ook as well. Die season is nog lank. Ek dink ons kyk na 'n Verstappen titel weer eens. Ek dink nie enigiemand gaan hom eers probeer catch nie, maar ek dink ons het nog nie die einde gesien van Lando Norris wat dalk nog 'n P1 kan vat, miskien in 1 of 2 races nie. Paar developments wat nog gaan deurkom vir 'n paar mense. Ek meen soos ek sê, ons is nog eintlik maar aan die begin van die season. Maar vir nou sê ek vir jou dankie dat jy saam met my op hierdie was. Dit is regtig baie fun. Lekker om altyd met jou te chat oor F1 especially. Tot en met die volgende episode my dude. Ek waardeer dit. Yes, ja, ek sien uit as die Monaco Grand Prix die naweek mense. Julle moet ons as julle wil julle predictions gee vir die naweek en dan bespreek ons dit maandag. En ja, almal moet die reis geniet. Alright Paul, dankie weer eens. Check you later. Lekker om te chat. Hierdie was F1 in Afrikaans, eerste episode. Let's go!